Gee prys aan hom. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, die lof, die eer kom U toe vanaand. Dankie Here dat ons seën kan uitsing oor elke mens wat vanaand hier teenwoordig is. Ook hulle wat ingeskakel is, wil ek vra dat 'n dubbele mate van seën ook op hulle lewe sal rus, Here. My God, dis nie altyd wat die mens wil hoor nie, maar Here, dis U wat vir ons met ons wil spreek. Dis U wat aan ons openbarings wil gee. Dis U, Here, wat ons oë wil oopmaak, dat ons kan sien, Here. En my God, dat is U, wat U werke aan ons wil bewys, Here. En ek loof U daarvoor in U almag, in U alomteenwoordigheid. En ek eer U vanaand, Here, in U alwetendheid. En ek vra vanaand, Here, verberg my agter die ruwe kruishout. Kom raak U, Here, hierdie lippe aan met 'n kofier afkomstig die altaar. En spreek, Here, met elkeen soos dit U wil is, in Jesus naam. Amen en amen. En U kan die sitplekke neem. Prys die Here. Dankie julle, mag die Here vir julle ryklik seën vir julle bydra tot hierdie verrigtinge vanaand. Ons gaan begin vanaand met Romeine 6, verse 1 en verse 2. En vanaand se tema is, kan God se liefde ons verkeerde dade goedkeur? Ons gaan in hierdie lewe in, en ons gaan uit met die gedagte, God se genade is genoeg. Ons gaan uit met die gedagte, God se liefde is goed vir my. En baie mense, en miskien is U ook een van hulle, wat in hierdie omstandighede is, wat sê, God is liefde. Hy sal my nie oordeel nie. God is liefde. Hy is vol van genade. Hy neem nie ons verkeerde dade ernstig op nie. Ander glo, God se genade is genoeg. Ek kan keuses maak wat ek wil. Ek kan leef soos ek wil. En ek kan doen wat ek wil, want God se genade is genoeg. En niemand kan vir my sê wanneer ek iets verkeerd doen nie, want God se genade is genoeg. Geliefdes, dit is so belangrik dat ons vanaand na die woord van die Here sal kyk en sal weet wat God se woord vanaand vir ons en nie 'n kerk nie, nie 'n prediker nie, maar God se woord. Want dit is belangrik om weer eens die vraag te vra, regverdig God se liefde ons verkeerde dade? Dan gee die Bybel onmiddellik die antwoord, en die antwoord is nee. God se liefde regverdig. Waarsku die Bybel ons nie? En alles waarteen die Bybel ons waarsku, red God ons uit. En kan ons uitgered word? En is dit vanmôre, vanaand, baie belangrik om te besef dat daar vir God niks onmoontlik is nie. So sê dit vir die persoon langs aan, in my en jou lewe is daar vir God niks onmoontlik nie. En ons kyk so graag na ander mense se lewe. Ons kyk so graag wat ander doen. Ons kyk al so graag wat die wêreld doen, en ons kyk wat die grootste populasie doen, en dan meet ons onsself hier aan. En ek wil vanaand vir jou sê,
Jy moet besef vanaand dat jy as individu gaan voor die regterstoel van God staan. Daar gaan nie 'n gehoorsaam met jou. So met ander woorde, hulle wat jou aanvuur tot die verkeerde dade, hulle wat jou aanspoor, hulle wat jou roem en eer gee, want daar's baie van ons wat mos net op roem en eer werk. Terwyl jy geprys word as jy die beste werker. Terwyl jy geprys word as jy die beste man. Terwyl jy geprys word as jy die beste vrou. Terwyl jy geprys word as jy die beste kind. Maar sodra jy nie meer geprys word nie, dan is jy nie meer die beste nie en dan voel dit vir jou, jy word nie meer aanvaar deur die mensdom nie. En ek wil vanaand vir jou sê, ek wil nie deur die mense aanvaar word nie. Ek wil deur God aanvaar word. So jy moet 'n keuse maak, kind van die Here. Of jy agter die mense of saam met die mense wil loop, en of jy saam met die Here wil loop. Dis jou keuse om te maak. En jy kan enige keuse maak, en raai wat, vir God is enige keuse goed. Maar weet net, die wat saam met God loop, sal eendag die ewige lewe ontvang. En die wat saam in die wêreld loop, gaan eendag die poel van vuur ontvang. En juis omdat God regverdig is, en omdat God heilig is, gaan hy mense in die poel van vuur werp. Nou is ons doodstil. Omdat hy heilig is. Omdat hy regverdig is. Hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Daarom, gelowiges, moet ons besef vanaand, sy liefde is nie 'n verskoning om verkeerd te doen nie, maar 'n krag wat ons verander om reg te doen. Ons moenie die liefde van God gebruik om ons verkeerde lewe te probeer regverdig deur te sê, maar God is liefde, hoekom sal hy my in die hel werp? God is liefde, hoekom gaan ek so voel? Soos wat ek voel. Want daar's baie mense wat sê dat God 'n foutjie gemaak het toe hy jou gemaak het en mense gemaak het nie. En dan sê die wêreld, dit is goed so, ons stem saam met jou. Maar ek as gelowige stem nie saam nie. Ek as gelowige gaan nie teen die Bybel draai nie. Ek is gelowige wat agter Jesus se voete aanloop, gaan nie saamstem met hierdie verkeerde dinge wat die wêreld goedkeur en baie mense ook goedkeur omdat hulle menswaardigheid meer hoër agting ontvang as die woord van God. Daarom het die woord gesê, en hy sê dit nog steeds, die mens gaan liefhebbers van hulle self word en haters van God. Kind van die Here, uit hierdie saak uit wil ek vanaand graag 5 punte met jou deel. Kan God se liefde verkeerde dade goedkeur? God se liefde is nie 'n lisensie om te sondig nie. Romeine 6 vers 1, sal ons in die sonde bly? Wat sal ons sê? Sal ons in die sonde bly? Hoor wat sê die Here? Wat sal ons dan sê? Wat gaan jy sê? Dis wat die Here vanaand vir jou vra. Wat gaan jy sê oor jou eie lewe? Wat gaan ek sê oor my eie lewe? Ek vra nie, die Here vra nie vir jou lewer vir my opinie oor Pietie, Kosie, Jannie of Sannie of Gertruida of wie ook al wil jy wil noem nie. Die Here vra nie, geef my opinie, die Here vra vanaand vir jou, wat gaan jy oor jou lewe sê? Wat gaan jy sê? Sal jy in die sonde bly? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Gaan jy in hierdie sonde bly dat die genade net meer kan word? Nou sê die woord, vers 2, ons wat die sonde, nee stellig nie, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hoe kan jy nog? Die Here vra vir jou, jy wat dit afgesterf het, jy wat al Jesus aangeneem het, hoe kan jy bly om in hierdie sonde te lewe?
Hoe kan jy bly in hierdie vleeslike lewe probeer voortgaan? Hoe kan jy bly om 'n valse lewe te probeer leef, saam in die wêreld en in die kerk probeer 'n Christen mombakkie opsit? Kan jy daarin bly? Hoe kan jy bly om te sê die Here God is liefde, maar jou lewe is sondige lewe? Paulus maak dit duidelik aan die Romeine en ek glo hy maak dit duidelik aan hierdie wêreld dat elke een God se genade beteken nie ons kan aanhou sondig nie. En al roep ons uit God se genade is genoeg. Wil ek vandag vir jou sê, beteken hierdie genade nie, hierdie liefde beteken nie, jy kan sondig soos jy wil en dit word deur onder die genade, die dekmantel of die mat van genade onder ingevee, of dit word met die mantel van genade bedek in die kind van God. Wanneer elke mens waarlik verstaan wat God vir ons gedoen het, sal hy die sonde haat en daar sal geen begeerte tot ongehoorsaamheid meer wees nie. Besef jy wat het God vir jou gedoen? Het jy al diep hieroor gedink? En ek wil jou terugvat vanaand. En ek wil jy moet aandagtig mooi hoor vanaand. Daar was skeiding tussen God en die mens. Daar was nie versoening nie. Daar was nie vriendskap nie. Het was so erg geweest dat God op 'n tyd gesê het, ek het spyt dat ek die mens gemaak het. Het jy al spyt gehad oor iets wat jy gedoen het? Het jy al spyt gehad oor 'n keuse wat jy gemaak het? Hoe het jy gevoel? Was dit lekker geweest? Hoe het jy gevoel? Soos 'n verloorder, soos dit wat ek nou gedoen het, dit is erger as teleurstelling. En dis hoe God gevoel het oor die mens. Maar toe kom Jesus Christus. God genereer hom. Psalm 2 vers 7, Handelinge 13:33, Hebreërs 1 vers 5, as jy gewonder het. Word Christus gegenereer. En God besluit dat diere nie meer gaan betaal vir die mense se sonde nie. Een mens het hierdie sonde in hierdie wêreld ingebring, Adam, en een mens gaan hierdie sonde uit hierdie wêreld uitvat. En God kom, jy moet mooi dink, nog voor ek en jy gebore was, kom God, en hy gee sy seun, wat hy gegenereer het, ek het nou net vir die skrifte gegee, wat hy gegenereer het, en hy het gesê, hy gaan vir my 'n seun wees, en ek gaan vir hom 'n vader wees. En jy moet mooi dink vanaand. En hierdie seun, gee hy in die eerste plek, 'n evangelie. 'n Evangelie van hoop. 'n Evangelie van redding. 'n Evangelie van 'n toekoms, 'n evangelie van sekerheid. 'n Evangelie wat op hierdie aarde nog nie bestaan het nie. En hierdie Jesus kom en God gee hom, en hierdie Jesus kom en hy vat die voorgestelde aanslae op die mens se lewe, die orderelings van die mens, wat die mens toegepas het soos dit hulle wil, kom Christus en hy vat dit weg. Jy kan dit in Galasiërs gaan lees. Vat hy weg. En
hy kom en hy gee vir ons 2 groot gebooie waarin ek en jy kan vashou. Met ander woorde, hierdie Jesus kom en hy vat dit wat nie vir ons bedoel was nie. En hy maak dit dat ons ook kan deel hê in hierdie voorregte wat net Israel gehad het. Jy moet mooi hoor vanaand. Net die voorregte wat Israel gehad het, kom Christus en hy bewerk dit so dat ek en jy in dieselfde stoel, gelyke stoel met Israel, kan ons kom sit en ons kan die voorregte uit God se hand uitkom geniet. En hy verander 'n priesterskap bedeling na 'n geloofsbedeling toe. 'n Bedeling waarin ek en jy in die Nuwe Testament staan vanaand. Sodat daar vir my en jou ook erfenis kan wees hiernamaals, wat voorheen nie vir ons bedoel was nie. Het u gelees in die woord van die Here in Johannes 14 staan? Glo in God, glo ook in my in die eerste vers. In die huis van my Vader is daar baie wonings, vir wie? Vir sy uitverkore volk. Maar hy sê, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan om vir julle ook plek te berei. So ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Kyk na die volgende vers. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Ek wil hê, nie 'n kind van God, jy moet vanaand stil wees voor die Here. En jy moet besef vanaand, wat het die Here Jesus vir jou gedoen? Dan gaan jy vir jouself die vraag vra, is dit nog die moeite werd om in hierdie ongehoorsaamheid te leef? Is dit nog die moeite werd om in hierdie sonde te leef? Is dit nog die moeite werd om in hierdie wêreld vas te hou? Is dit nog die moeite werd om na hierdie vlees te begeertes te smag? Dink mooi. Dis nie waar alles stop nie, dis net die begin van 'n wonderlike tyd wat die Here ons God deur sy seun vir jou en my gee. En ek wil hê jy moet dit verstaan vanaand, dat God kom en hy kyk oor die balkon van die hemel. En hy gaan oor hierdie liefde preek. En hier is sy seun. Hy word onherkenbaar stikking geslaan met 'n kats. Tot watter voordeel het Jesus uit hierdie saak uitgeput? Tot geen voordeel nie. Maar vir wie doen hy dit? Vir wie, wat hou hom daar? Hy kan een woord spreek en 'n legioen engele kom en vernietig almal wat teen hom opgestaan het. Maar hy vat die kathoue want hy sê, deur my wonde het daar vir julle genesing gekom. As daar nie vir die wonde was nie, was daar nie genesing vir ons nie. En sy bloed tap. Daar is nie 'n reinigingsmiddel
op hierdie aarde soos die bloed van Jesus Christus nie. Want hy was ons witter dan sneeu. Kind van God. Hy betaal 'n prys, maar dis nie al waar dit bly nie. Hy daal ter helle neem, hy neem die sleutels van die dood en die doodryk af, en hy breek die vrees wat daar oor die mens was, want die duiwel het mag gehad om dood te maak. En hy breek hierdie mag. En hy word opgewek deur die heerlikheid van die Vader, wat vir jou en my blye nuus moet wees, en daarom sê ons vandag, hierdie lewe, of ek lewe en of ek sterwe, ek lewe. En jy as mens, leef 'n lewe vir Christus Jesus, om saam met Christus te sterwe, en wanneer Jesus gaan kom op die wolke, gaan almal, en jy het in 1 Tessalonisense 4:13 tot 18 gaan lees, gaan almal wat net hulle wat in Christus ontslaap het, saam met hom bring. Nie almal nie. En hoor nou mooi, dis hier waar ek en jy nou inkom. Hierdie prys is betaal, daar's voorsiening gemaak, daar's vir jou plek in die hemel gemaak. In Openbaring 5 kan jy gaan lees hoe Jesus die seels gebreek het, die boek oopgemaak het, en my en jou naam in die boek van die lewe geskryf het, kind van God. Daarom wil ek sê vanaand, net jy haal jou naam uit die boek van die lewe uit. 'n ander mens kan hom nie uithaal nie, die duiwel kan hom nie uithaal nie, die kerk kan hom nie uithaal nie, 'n prediker kan hom nie uithaal nie. Jy haal hom uit. Jy haal hom uit. Wanneer ek en jy bly om in hierdie ongehoorsaamheid te leef, terwyl Christus ons vermaan en ons aanmoedig om in gehoorsaamheid aan sy woord, hoor mooi, nie aan die kerk se reëls of aan predikingsreëls nie, van die prediker sê, bring al jou geld en gooi dit in hierdie mandjies en jy sal 'n skat in die hemel hê. Ek sê vanaand vir jou, sit jou geloof in Jesus Christus en jy gaan 'n skat in die hemel hê. Wanneer jy jou geloof in Jesus sit, sal jy weet om goed te doen. Gelowiges, verstaan jy werklik uit jou hart uit? Wat het God gedoen toe hy sy seun gegee het? Verstaan jy werklik uit jou hart uit? Neem jy dit werklik ter harte? Wat God vir ons gedoen het? Sal jy nie meer wil sondig nie? Maar sal jy eerder in gehoorsaamheid aan God wil lewe? Kind van God, die liefde van God gee nie toestemming vir verkeerde dade nie. Wat doen dit? Die liefde van God gee krag en wysheid om weg te draai. Maar hoeveel wysheid moet God al nog vir party mense gee? Hy sê ek het al soveel wysheid vir jou gegee, by hierdie tyd behoort jy al 'n prediker te wees. Hoeveel kennis moet God nog steeds vir jou en my gee, voordat ons besluit om weg te draai? Wat moet God nog meer doen? En nou begin daar slegte dinge in ons lewe gebeur, en dan dink ons, as ek meer bid, gaan dit my omstandighede verander. Nee, broer en suster, jou verandering begin by jou gehoorsaamheid. Jou verandering begin in jou opregte verhouding met God. Jou omstandighede verander wanneer jy begin regtig besigheid meen met die Here. Dink jy vanaand die Here is dom? Party mense dink die Here is dom. Hy wil in die kerk sit en bid, maar buitekant wil hy leef soos hy wil. Jy onderskat die God van hemel en aarde se intelligensie.
Jy onderskat sy almag. Jy onderskat sy alomteenwoordigheid. Jy onderskat sy alwetendheid. Jy's dobbel met jou lewe in die poel van vuur. Want hy's die God wat jou siel kan ophys en jou lewe kan ophys en jou siel in die poel van vuur kan werp. Het ek en jy al daaraan gedink? Dit smaak my. As ek al by die hompie sit en ek kyk wat die mense doen, smaak dit my hulle gee nie om nie. As ek na die mense lewens kyk en ek luister na hulle lewe, hoe hulle leef, dan skud ek party daar my kop en sê, Here, wat meer moet ek nog sê? Daarom wil ek sê vanaand, die liefde van God gee krag, gee wysheid om weg te draai. Weet jy wat? Ek gaan kras wees vanaand en vergewe my nou, maar dis hoe die Here dit op my hart gelê het. Weet jy wat? Wanneer ek en jy, God het sy liefde vir jou gegee. So, hy gee dit so vir jou en my. En wat doen ek en jy? As ek en jy ongehoorsaam is en ons lewe in hierdie sonde, dan vat ons daai liefde, dan smeer ons so in sy gesig. Sê vir my vanaand ek is verkeerd. Sê vir my ek is verkeerd. Dan smeer ons sy liefde so in sy gesig. Ons vertrap die bloed van Jesus met ons ongehoorsaamheid. Ons maak sy evangelie goedkoop. Deur te sê ons is gedoop. En nog steeds in hierdie dergelike sondige lewe aanhou leef, sonder verandering. Ons mis die kerk se dienste. En dan dink ons is reg. Ons wil kerk toe kom soos ons wil, en ons dink is reg. Ek wil vanaand vir jou sê, dis ongehoorsaamheid. Smeer sy liefde in sy gesig. Ek is nie 'n jam smeer prediker nie. Ek is nie. Ek is hier om vir jou die waarheid te vertel. Van die waarheid het die woord gesê, gaan my jou vrymaak. Jam smeer gaan ons nie vrymaak nie. Die waarheid gaan ons vrymaak. En ek wil jy moet waarheid hier uitstap. Jy moet weet wanneer jy begin besluit te neem en keuses maak, want dis hoekom Jesus gekom het, sodat daardie orde wat oor jou uitgespreek word, vernietig is. En God gee jou 'n kans. Hy sit soveel vertroue in jou, dat hy sê, maar maak jy nou goeie keuses. Gaan neem goeie besluite. Kind van God, nommer 2. God is liefde. Heilig en regverdig. Sit vir my op, suster, Psalm 89 vers 15. Ons gaan hier 2 skrifgedeeltes lees. God is liefde, maar ook heilig en regverdig, geregtigheid en reg. Hoor mooi, geregtigheid en reg, nie bietjie reg nie. Nie somtydse geregtigheid nie. Maar geregtigheid en reg is die grondslag van u toren. Goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. En trou. Trou aan God se woord. Wanneer jy trou is aan God se woord, is jy getrou aan God. En dan sê hy in Johannes 4 vers 8. God is liefde.
God se liefde werk altyd met sy heiligheid en sy geregtigheid. Kyk wat sê hierso, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Kind van God. As God sonde sou goed gepraat het, as God dit wat verkeerd is, sou goed gepraat het, sou hy ophou om regverdig te wees. Dan gaan hy onregverdig wees. Maar daarom kom die woord van die Here en hy sê, en ons bid dit baie keer in die Onse Vader, Vader, vergeef my skulde, soos wat ek ook my skuldenaars vergewe. O genade. As jy nie bereid het om te vergewe nie, hoe verwag jy God moet vergewe? Ons bid dit dan. Daarom is die sonde gestraf van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament. Kom ons vat sommer 'n voorbeeld. Saul moet die Amalekiete slaan met die bandvloed. Hy slaan hulle nie. Hy bring vir Agag en al die vetgemaakte vee bring hy saam. Hy's ongehoorsaam. Hy ontvang die straf. Safira en Sagaria moet al die geld voor die voete van Petrus neerlê. Hulle bring net die helfte van die goed. En wie wat sê die woord? Die woord sê, en Petrus sê vir hulle, waarom het julle die gees van God bedroef? Wat sê die woord? Hy wat teen die gees sondig, se sonde sal hom nooit vergewe word nie. Waarom het jy teen die Heilige Gees gesondig? En hulle is net daar gestraf. Ons wil die verkeerde doen, maar ons soek nie die straf nie. Jy moet mooi dink vanaand. Ek het al baie dae gewonder. Hoekom is dit so moeilik om die regte ding te doen? Hoekom? Wat maak dit so moeilik om die regte ding te doen? En enige gemeentelid, en Christo, ek hoop as iemand daar wat ook iets wil sê, dan kan jy opstaan en sê, enige gemeentelid kan nou opstaan en vir my sê, weet jy, ek is 'n realist, 'n dier, 'n rooie. Ek moet goed verstaan. En as ek iets nie verstaan nie, dan maak dit nie vir my sin nie. Ek wil verstaan, hoekom is dit so moeilik om die regte ding te doen? Hoekom is dit so moeilik om die vlees meer gehoorsaam te wees as die gees? Kan iemand vir my sê? Ek het 'n groep predikers ook al by mekaar gehad en hulle was net so gestil geswoeye soos julle nou. En ek het gedagtig gedink vanaand is die slim ouens in hierdie kerk. Wat maak dit so moeilik? Wat maak dit so maklik om die verkeerde te gaan doen? Weet jy, ek wil julle vertel van 'n ding wat met my gebeur het in hierdie tyd wat verby gegaan het. Ek is saam met 'n groep mense en 'n week, 2 weke voor die tyd het hulle gevra, kan ons net bid dat die Here net hierdie besigheid vir ons seën. En ons het gevra vir die Here vir seën. En hier kom ek by hierdie funksie aan en ek kyk die koelerbek so en ek kyk die tafel so en ek is in die duisternis.
En ek sê dit uit die diepte van my, ek is in die duisternis. Hoe dien jy die wêreld, maar jy soek die guns van die Here? Jy soek die seën, jy soek bevordering, jy soek meer geld, maar kind van die Here, ek wil hê jy moet dink vanaand. Ek wil nie jy moet hier uitgaan en sê, joeg, die pastoor het 'n mooi preek. Nee, hierdie moenie 'n preek vir jou wees nie. Ek wil jy moet uitgaan vanaand en besef, die liefde van God is nie om te regverdig dit wat ek doen nie. Die liefde van God is juis daar om te regverdig dit wat ek reg doen. En dat ek harder sal werk. Hoor nou mooi vir my. God verwag nie jy moet in 'n oogwink reg lewe nie. Maar God wil verwag van jou en my dat ons moet verander. Ons moet opgroei. Die woord sê ons moet opgroei en word soos Jesus Christus. Met ander woorde, ons moet so word. Om so te word moet ons dinge doen sodat ons so kan word. God is nie onregverdig nie. God is nie onverstaanbaar nie. Daar staan geskryf in die woord dat Christus wat geleef het op hierdie aarde medelee het met ons swakhede. Maar God sien raak wanneer ons hom probeer bedrieg. Jy dink jy ry in die bakkie alleenig met die selfoon. Weet jy hoe baie mense kyk pornografie terwyl hulle op die highway ry? My bakkie is nou hoog. En ek sien mos nou wat hier langs my aangaan. En dan moet jy sien, as hulle my sien en hulle sien ek kyk vir hulle dan drop hy foon sommer hier langs die stuurwiel in. Julle moet dit beleef. Dink jy God sien dit nie? Ek wil net sê, maak nie saak wat jy doen nie, God sien dit. Kind van God. God straf die mens. Nie omdat hy ons haat nie. Nie omdat hy jou en my haat nie. Hy haat dit wat ons doen. Hy het ons lief. Hy het elke mens lief op hierdie aarde. En hy het elke dag 'n verwagting. Daarom het hy die gelykenis vertel van die verlore seun. Hy het elke dag die verwagting dat ek en jy sal afkeer en gee aan dit wat verkeerd is, dat ons goedkeuring gee aan dit wat reg is. Maar hy straf ons omdat hy heilig en regverdig is. En hy weet dat die sonde vernietig sy kinders wat hy liefhet. Hy weet dit. Dit vernietig sy kinders. Nommer 3, kaas my. God bewys sy liefde deur Jesus Christus te offer. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God se liefde sê nie, ek maak asof jou sonde nie bestaan nie. God se liefde sê, ek het my seun gestuur om vir jou sonde te betaal. Die kruis waaraan Jesus gehang het, wys vir ons God se liefde. Die kruis praat nie sonde goed nie. Want as die sonde goed was, hoekom moes Jesus dan kom sterwe? As daar dinge dan reg was, hoekom het Jesus dan kom sterwe? Maar die kruis is die prys. Sy lewe, die prys. Om jou en my uit alle mag
van sonde te kom verlos. Hy wil vir jou verlossing gee. Hy wil vir jou vergifnis gee. Hy wil jou losmaak van hierdie wêreld. Hy wil jou vasmaak in sy liefde. Kind van God. Ek sien en ek leer aan die kruishout van Golgotha het die liefde van God, die heiligheid en die geregtigheid van Jesus Christus mekaar ontmoet. Aan die kruishout van Golgotha. God se liefde roep elke mens tot bekering, tot verlossing. Romeine 2 vers 4. God se liefde is nie daar om jou en my in die sonde te los nie. God se liefde is daar om jou vry te maak. Jou te verlos. Weet wat is die wonderlik van God? Hy sê ek vat dit en ek sit in die see en ek kyk nooit weer daarna nie. Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Hoor wat vra die Here? Verag jy die rykdom van sy goedertierenheid? Verag jy die rykdom van sy verdraagsaamheid? Verag jy die rykdom van sy lankmoedigheid, sy geduld? Verag jy dit? Verag jy sy rykdom? Staan ek en jy dit teë? Of is ek en jy saam met dit? Jy het 'n geleentheid om saam met dit te beweeg. Jy het 'n geleentheid om met dit te beweeg. Jy het 'n geleentheid om dit uit te leef op hierdie aarde. Kind van God, wanneer ons sy liefde ervaar, wanneer ons sy liefde besef, ek kan vanaand getuig, twee ure op 'n nag was my slaaptyd. Daarna het my gewete my opgevreet. En toe die Here kom, en hy maak my skoon, hy was my met sy bloed, toe slaap ek vir 12 ure aan mekaar, die eerste keer in baie jare. Ek wil net vir jou sê, waar die liefde van God is, daar is vrede. Waar die liefde van God is, daar is sagmoedigheid. Waar die liefde van God is, daar is 'n teenwoordigheid van God wat jy nie vir die mense kan verklaar nie. En ek wil sê vandag, wanneer jy hierdie dinge besef en jy sien raak wat God in jou lewe gedoen het, wil ek vir jou sê, kind van God, dan begin jy haat wat verkeerd is en verlang om te wees soos Jesus Christus. Ek wil net sê vanaand, sonder bekering, sonder verlossing, sonder vergifnis, bly sonde steeds sonde. Al probeer ons dit verskoon met woorde soos God verstaan, prediker. God
prediker. Want dis mos die lieflingwoorde. Julle mag my nie judge nie, want die Here ken my hart. Julle mag nie vir my sê wat verkeerd is nie, want die Here verstaan. Ons gebruik die woorde, die Here weet wat ek bedoel. Die Here aanvaar my net soos ek is. Ja, hy aanvaar jou net soos jy is, wanneer jy na hom toe kom. Nie as jy in die sonde bly nie. Dis nie wat die woord sê nie. Die woord sê nie, hy aanvaar jou soos jy is, terwyl jy in die sonde bly nie. Hy sê, almal wat na my toe kom, hy aanvaar jou soos jy is. Ons moet ook nie die Bybel draai dat hy ons pas nie. Gelowiges, kom ons los die verskonings. En ons kyk die realiteit in die oë. Want ons kan die realiteit nie weggedeneer nie. Die realiteit is 'n werklikheid. Genesing begin by erkenning. En ek wil net sê vanaand, God se liefde is so groot. As jy en ek begin erken, ons begin bely, vat hy ons hand. En hy los hom nooit nie. Twee Korinte 5 vers 17. Nommer 5. God se liefde verander die mens wat glo. Hy verander nie die mens wat mooi soet woordjies kan praat en weet wat is die regte woorde om te sê nie. Daarom as iemand Christus is hy 'n nuwe skepsel. Hoor mooi. In Christus is jy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Alles. As jy in Christus is, moet die dinge nuut word. Hou hierdie skrif op. Dis die bewys dat die liefde van God werklik, hoor mooi, werklik in ons is. Dit is wanneer ons 'n nuwe mens word. Hoe weet ons dit? Ons begin anders te dink. Daar's die eerste punt. Nommer 2. Ons spraak verander. Ons praat nie meer dieselfde dinge nie. Nommer 3. Ons doen en ons late verander. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Dit sê die Bybel. En wanneer gebeur dit? As iemand in Christus is. So waarna kyk jy om te weet? Is dit wanneer iemand sê, ek is 'n kind van die Here? Is dit wanneer iemand sê, ek is 'n Christen? Is dit iemand sê, ek is in die kerk? Ek ken Jesus? Ek ken die Bybel? Of wanneer jy na iemand kyk en jy kan sien sy denke is uit God uit. Jy luister na sy woorde, dit het verander, dis nou uit die woord van God uit. En jy kyk sy dade en sien, hy's elke diens in die huis van die Here. Hy loop 'n pad
nie meer na Johnny Liquor Town toe nie, maar na die naaste kerk. Weet julle wat is die nuutste? Pastoor, die drankwinkel se kook is kouer as die kafee se. Lyk ek of ek onder 'n hoender uitgebroei is. Ek is miskien gebore, maar nie gister nie. Gelowiges, ek wil jy moet ernstig gaan dink oor God se liefde vir jou. Wat verlang God se liefde vir jou? Ware liefde van God in my lewe verander my van die ongehoorsame mens na die gehoorsame mens. Kyk na Paulus. Paulus is die mooiste voorbeeld van toe hy Christus ontmoet. Toe kom maar net en ek wil sê vanaand, Paulus het die Bybel uit sy kop uitgeken. Hy het al die Levitiese priesterskapwette, hy het in die kerk groot geword. Soos wat Samuel in die kerk groot geword het Paulus in die kerk groot geword. Hy het al die wette geken. Maar hy het nie aanvaar dat Jesus die Messias is nie. En hy het almal vervolg wat Jesus se naam aangeroep het. En wat Jesus verkondig het hy doodgemaak. En toe ontmoet hy Jesus Christus op die pad na Damaskus. Terwyl hy weet Ananias hulle is daar. Ontmoet hy hom. En kyk nou mooi. Toe hy ontmoeting het met Christus Jesus, toe vra hy die vraag: Here, wat wil U hê moet ek doen? Toe is my keuses nie meer belangrik, sy keuses nie meer belangrik nie. Daarom gaan jou en my keuses nie meer belangrik wees nie. Wanneer ons vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? God se liefde was vir my so groot dat hy U gegee het om vir my te kom sterwe. Wat wil U hê moet ek doen vir U, Here? Nie wat moet ek doen vir die kerk nie, wat moet ek doen vir die mense nie. Nie aan aanbeeling van die ouderling, die diaken en die pastore nie. Nee, Here, wat wil U hê moet ek doen? Waar moet U hê, wil U hê moet ek verander? Waar wil U hê, Here, moet ek verbeter? Waar wil U hê, Here, moet ek vernuwe word? En ek vra jou vanaand, wanneer jy hierdie vrae begin vra, gaan die Heilige Gees dit aan jou bekend maak en hier kom jou pad, hier kom jou antwoord van gehoorsaamheid, kind van God. Hier kom die verlange van God dat ek en jy dit gaan doen. Daarom sê die Here, vra en vir jou sal gegee word. Dit gaan nie net oor die wêreldse kos op ons tafel, klere, werk en geld nie. Dit gaan oor ons geestelike ook. Vra vir die Here, waar kan jy verbeter? Vra vir die Here, wat moet jy volgende vir hom doen? Want toe Paulus dit vra, Here, wat wil jy hê moet ek doen? Toe sê hy, gaan na Reguitstraat. Gaan na Reguitstraat en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En nadat hy 3 dae en 3 nagte gevas het, en hy kon nie sien nie, want hy was met blindheid geslaan gewees, het Ananias gekom en gesê, Paulus broeder, nie Paulus moordenaar nie, Paulus vervolger nie. Ek dink ek sou vir Paulus 'n klap gegee het, voor ek vir hom gebid het. Net oor hy Stefanus se dood goedgekeur het. Sien, is ek as mens, maar toe die Heilige Gees vir Ananias lei, toe sê hy, Paulus het sy hart vir die Here Jesus gegee. Hy was 'n moordenaar. Hy was 'n vervolger. Maar hy het nou gekies, nie om terug te gaan Jerusalem om verder te vervolg nie.
Hy het gekies om reguit straat toe te kom. Hy het gekies om by sy knieë te buig voor die aangesig van die Here Jesus Christus en vir die Here te sê, Here, ek kies U bo hierdie wêreld. Ek kies dit wat U vir my instoor het, kies ek. Of dit goed is en of dit sleg is, en ja, as jy kyk na Paulus se lewe, wil ek vanaand vir jou sê, dis 'n pad van pyn en lyding. Dit was nie 'n pad met rose besaai nie. Hier by Melite versuip hy amper. Hy kom op die eiland hier buite Sangel. Dink julle dis oukei? Nou weet julle nie wat om te sê nie, nee. Nee, dit was oukei. Want God het sy grootheid deur Paulus laat vloei. Hoor mooi, wanneer jy die regte besluite neem, gebeur daar slegte dinge, maar God se grootheid vloei deur jou. Wanneer jy gehoorsaam is, vloei God se grootheid deur jou. God se genade vloei deur jou. God se barmhartigheid, sy goedheid en guns vloei deur jou, wanneer jy en ek begin om gehoorsaam te wees. Kind van God, is vir jou en my bedoel vanaand. Is vir ons bedoel. Wil jy hê God se grootheid moet deur jou ook vloei, al gebeur daar slegte dinge in jou lewe? Begin gehoorsaam wees aan die stem van God. So wat Paulus was. Toe wil hy nie meer vervolg nie. Maar toe soek hy die broederskap van die broeders. En hy maak watse planne om by hulle in te skakel, maar hulle was vir hom bang geweest. Maar Paulus het nog steeds gestaan vir die evangelie. Hy het nog steeds die gemeentes gaan plant. Hy het nog steeds in Rome voor die keiser gaan verskyn. Hy het die naam van Jesus uitgedra. Ongeag sy eie omstandighede. En die gees van God het deur Paulus gewerk. En hy het briewe geskryf aan die gemeente, sowel hy nie self daar kon uitkom nie. Hy het Timoteus geonderrig hoe die gemeente te bestuur, alhoewel hy nie self daar kon uitkom nie. Kind van God, God wil jou ook kragtig gebruik. God wil ook jou deur sy gees laat werk. Hoe gehoorsaam is jy? Watter pas kies jy? Hoe lyk jou denke vanaand? Hoe lyk jou woorde vanaand? Hoe lyk jou dade vanaand? Waar staan dit? Ek het 3 belangrike punte waarmee ek wil afsluit vanaand. 3. Nommer 1. As jy dink God se liefde gee jou ruimte om verkeerd te leef, dan verstaan jy nog nie die diepte van God se liefde nie. Nommer 2. Sy liefde bedek nie sonde nie. Die bloed van Jesus Christus was dit weg. Nommer 3. Sy liefde roep jou en my tot gehoorsaamheid om genees, geestelik en vleeslik, en herstel te word. 1 Johannes 3 vers 9 en 10. Johannes 3 vers 9 en 10. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in hom bly. En hy kan nie sondig nie. Want as hy is uit God gebore. Hieraan is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen, hier hoor mooi, dis hoe jy geëvalueer word. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie lief het nie.
is nie uit God nie. Mag die Here die woord van God se liefde. En ek wil jou nooi gemeente, om 'n keuse te maak en vir die Here te sê, Here, nie meer hierdie wêreld nie, maar U guns. U guns. U woord. En kind van God, ek wil nie hê jy moet vanaand 'n emosionele besluit neem nie. Ek wil hê jy moet gaan mooi dink oor jou lewe. En vir jouself die vraag gevra, is God se liefde regtig teenwoordig in my hart? En as jou antwoord nee is, of halfpad is, of somtyds is, gaan doen iets daaraan. En as dit ja is, gaan doen beter dinge. Vir u wat wil saam met my staan vir gebed, is u meer as welkom. Nie uit gewoonte nie, maar uit die diepte van die hart. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. In die hemel so ook op hierdie aarde. Here, vergeef ons ons skulde, soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons in geen versoeking nie, maar ek bid vanaand, Here, verlos U elkeen van elke bose mag. Maak U vry, Here. Bring U nader. En Here, onse Here, was U met die bloed vir elkeen wat daarna smag vanaand. Ek bid vanaand gehoorsaamheid op elkeen se lewe af, Here. Ek bid goedheid en guns op elkeen se lewe af. En ek vra, Here, vir die grondgebied waarin elkeen leef, dat U elkeen seën in daardie grondgebied. Maar Here, dat U ook openbaring sal gee in daardie grondgebied, deur U Gees aan elkeen wat daar leef. Ek seën elkeen nou vanaand, met al die geestelike seëninge in die hemel, en op die aarde in Jesus naam. Amen en amen.